Dit is so lekker om weer in hierdie derde kwartaal met julle te kan praat oor 'n splinternuwe onderwerp waarmee ons besig is. En ek wil vir julle 'n bietjie vertel hoe gebeur dit. Elke keer as ons begin om te beplan vir hierdie opnames en vir wat in die kwartaal moet gebeur en wat moet ons doen, dan is dit of daar so 'n yskoue angs oor ons toesak, want ons weet nie wat presies waarna toe ons moet beweeg. En elke keer het die Here ons nog verras. Elke keer het daar iets gebeur wat ons net laat besef het, maar hier is iets baie meer as wat net ons as mense kan uitdink. Ons het 'n ontmoeting met die Here gehad. Kom ek vertel vir julle hoe dit gebeur. So in verlede kwartaal, toe het ons 3 predikante een kant toe gegaan, lekker op 'n plaas, weg gaan kruip in die bos, en ons het daar gaan soek en vra na die wil van die Here. Ons het Johannes 15 gevat, en ons het begin vra, wat is die geheim van 'n vrugbare Christen? En Johannes 15 sê dit mos vir ons. Hy sê, julle moet in my bly en ek in julle. Daardie in Christus wees. En wat dit beteken om in Christus te lewe en daardie kontak, daardie naby wees aan Jesus te ervaar. Ons het toe uitgekom by wat ons noem die geestelike dissiplines. Nou geestelike dissiplines is dinge wat 'n lang pad kom, oor eeue, wat mense beleef het om in hulle verhouding met die Here iets baie, baie spesiaal te ervaar. Dinge soos gebed en vas en mediteer en omgaan met die woord. Ag, sommer 'n hele klomp dinge, stil word, alleen wees. En daardie dinge het vir ons ontsettend aangegryp toe ons dit vir mekaar sien. Nou wil ek vir julle nog iets sê. Toe ons dit nou vir mekaar uitdeel en ons sê, maar berei julle voor, het daar iets baie spesiaal met ons gebeur. Ek kan persoonlik daarvan getuig dat daar in my lewe 'n stuk vernuwing gekom het in my verhouding met die Here. Ek sal dit amper kan beskryf as 'n volgende bekering wat ek ervaar het, omdat ek so naby aan die Here gekom het. En dit is wat ons nou in hierdie volgende kwartaal met julle wil deel. Nou, onmiddellik toe ons begin werk aan hierdie geestelike dissiplines, het ons besef, maar alle mense is nie dieselfde nie. Alle mense is nie op dieselfde plek in hulle geestelike reis nie. Alle mense ervaar die Here nie altyd op dieselfde manier nie. En dit kan wees dat omdat een spesifieke moment of een spesifieke manier van aanbidding of ervaring van die Here nou lyk asof almal dit geniet, kan ek skuldig voel, omdat ek dit nie presies op dieselfde manier ervaar nie. Of ek kan uitvoel ten opsigte van die res van die groep. En daarom het my kollegas vir my gevra, maar kom praat eers 'n slag oor die verskillende spiritualiteitstipes wat 'n mens kry. Nou as ek praat oor 'n spiritualiteitstipe, dan bedoel ek maar bloot eenvoudig maniere waarop iemand die teenwoordigheid van God ervaar. Hoe ervaar jy jou ontmoeting met die Here? En daar is basies 4 verskillende maniere waarop 'n mens dit beleef. Die eerste een is op 'n rasionele manier. Nou rasioneel beteken met jou verstand. Dit beteken dat as ek iets verstaan, as ek iets begryp, as ek 'n stukkie nuwe kennis oor die woord van die Here en oor die Here en die manier waarop die Here werk, as ek dit ontdek, dan is daar 'n stuk vreugde en dan voel ek, nou het ek 'n ontmoeting met die Here ervaar. Dit is mense wat hou van Bybelstudie. Dit is mense wat groot respek vir die woord van God het en vir die Bybel het. Dit is mense wat op 'n baie besondere manier met hulle verstand die dinge van die Here wil verstaan. Nou daar is natuurlik 'n gevaar in verbonde, en die gevaar is dat dit 'n droë verstandsgodsdiens kan word. Met ander woorde, dit is sommer maar net dinge wat in my brein lê en wat as ek verstaan het, is ek tevrede daarmee. En dit is ook nie reg nie. Nou die tweede manier is emosioneel. So die eerste een is rasioneel, die tweede een is emosioneel, in my emosies, in my gevoel. Dit beteken dat ek die Here ervaar daar waar ek trane in my oë kry, of waar daar langs my ruggraat 'n klomp hoendervleis afgaan, of waar ek wonderlike ervaring het. Ek sing graag, He touched me. Ek voel daai diep in my hart, hierdie belewenis van die Here se teenwoordigheid. Dis mense wat hou van sang en musiek, van mense wat hou van 'n opwinding en 'n vreugde wat deur hulle spoel as hulle ontmoeting met die Here ervaar. Daar is natuurlik ook 'n gevaar hieraan verbonde. En die gevaar wat hieraan verbonde is dat 'n mens dink, as ek nie iets ervaar het nie, en as ek nie hierdie wonderlike belewenis deur my voel spoel het nie, en as my emosies nie gehardloop het nie, het ek nie 'n ontmoeting met die Here gehad nie, en dis natuurlik nie waar nie. Ons weet mos, geloof is nie gelyk
aan gevoel nie. Geloof is baie meer as wat gevoel is. Die derde manier is 'n manier wat ons noem aktivisties. Dit is mense wat die Here ervaar wanneer jy iets doen vir die Here en vir sy koninkryk. Dis mense wat sê, don't just stand there, do something. Die evangelie moet verkondig word. Armes moet gehelp word. Die koninkryk van God moet uitgebou word. Daar is 'n natuur wat gered moet word. Daar is mense wat verlore gaan, wat geroep moet word, dat hulle na die koninkryk van God toe kom. Dis mense wat planne maak, wat uitreik. Dis mense wat die Here ervaar, daar waar dinge gebeur en waar hulle verskil maak aan hierdie wêreld. Daar is ook 'n gevaar aan verbonde, en die gevaar is dat ek so besig raak met die dinge van die Here, dat ek by die Here van die dinge partykeer kan verbystap, soos wat Martha was. Martha het die Here gedien, en toe sy sien Maria sit daar by Jesus se voete, toe word sy kwaad, en sy sê, maar Here, praat bietjie met my suster, dat sy my kom help, en dat sy ook iets doen, dat sy nie daar sit die hele tyd nie. En toe sê Jesus, nee, maar jy moet onthou, dat ook Maria het 'n besondere deel uitgekies, wat nie van haar weggevat kan word nie, dat sy hierdie gemeenskap met my kan ervaar. En die laaste manier waarop ons ook sê, mense God se teenwoordigheid ervaar, is in die stilte en in stil word. Ek het 'n baie interessante woord geleer in die proses, en dit is die woord quietisme. Nou dit klink na 'n snaakse woord wat van die Engels afkom, en dit is van quiet. Dit is mense wat die Here ervaar, waar hulle stil word, waar hulle fokus op God, waar hulle gedagtes dood eenvoudig leeg word van ander dinge, en hulle hier diep in die hart die teenwoordigheid en die gemeenskap met die Here ervaar. Dis 'n wonderlike ervaring soos wat Elia dit gehad het. Elia het mos daar op die berg, was daar 'n verskriklike wind wat die berge uitmekaar wou skeur in die rotse, en daar was 'n aardbewing, en daar was 'n vuur wat geknetter het. Maar hy het die Here nie een van daardie dinge gehoor nie. Eers toe daar 'n fluistering in die windstilte kom, het hy die Here ervaar. En dit is die mense wat dit geniet om God so te beleef. Die gevaar daaraan verbonde is natuurlik dat 'n mens te stil word, dat jy later passief word, dat jy doodtevrede is as jy hierdie gemeenskap met die Here ervaar het en jy doen nie iets daarmee nie. Dit vloei nie uit jou lewe uit na vore sodat jy iets prakties daarmee doen nie. Nou watter een is reg en watter een is verkeerd? Watter een is meer reg en watter een is meer verkeerd? Natuurlik, soos wat jy kan aflei, nie een is meer reg of meer verkeerd nie. Nie een is reg of verkeerd nie, hulle is almal reg en hulle is almal verkeerd. Dit hang af hoe ons mekaar en mekaar se ervaring van ons verhouding met die Here ervaar, waardeer en raak sien. En daarom wil ek vir julle vra, in julle groep waar julle vandag by mekaar kom, is daar van elkeen van hierdie spiritualiteitsklemme teenwoordig. Waardeer mekaar, beïnvloed mekaar, help mekaar, leer by mekaar, en julle gaan verryk word in julle geloofslewe. Julle gaan dit sien.